O Here, laat my smeking nader kom voor U aangesig. Maak my verstandig volgens U woord. Laat my smeking voor U aangesig kom, red my volgens U belofte. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, sy Seun, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, het u al verse in die Bybel ontdek? Verse wat rarig net, wanneer ons die vers lees en net so bietjie dink aan die omvang van daai vers, net die grootheid van daai vers te bewonder. Een van my gunsteling verse byvoorbeeld wat ek nou nog bewonder, gereeld bewonder, is die gedagte wat vir ons gelos word in Filippense hoofstuk 2. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om gelyk te word aan ons nie. Dit is 'n konsep wat te groot is vir ons om te dra. Dink byvoorbeeld aan Jesaja, die hele Jesaja 53. Hy wat gewilliglik na die slagpale toe gelei is. Is te groot om aan te dink. En hoe wonderlik dat in my voorbereiding het ek weer nog so 'n vers ontdek. En dit is die gedagte wat ons vanaand gaan hanteer. So wil ek u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Kom ons spaar nogals die perikoop opskrif wat die vertalers daar opgesit het, die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Nou skryf Paulus vanaf vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Kan jy sien, ons het weer daai gedagte. Ons wandel nie na die vlees nie, maar ons wandel na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Sien jy weer die onderskeid daar tussen die wandel tussen die vlees en die wandel tussen die gees? Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Bedink nou hierdie vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon.
Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van julle liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Geliefdes, na aanleiding van daardie kosbare woorde, kom ons buig in gebed voor die Here. Here, hoe wonderlik is U woord. U woord, Here, wat ons net weer terugvat na die kruis toe. In herinnering, Here Jesus, vir dit wat U vir ons gedoen het. 'n Groot daad, Here, dat U vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons gedagtes kan dit nie begryp nie. Maar tog, Here, het U U lewe gegee, sodat ons daardeur kan lewe. En so ook, Here, gee U U Gees, om ons te lei in die waarheid, in die volle waarheid, om U binne ons te openbaar, om vir ons te wys, Here, wie U in werklikheid is. En na aanleiding van alles, Here, staan ons op die einde van 'n reeks en ons eer U vir U goedheid. En ons het hier die laaste aspek wat ons vanaand wil hanteer. En weer eens, Here, kom buig ons in versigtiging oor die onderwerp wat ons gaan hanteer. Vat ons dit mis, dan mis ons die punt. En dis nie wat ons wil bereik in hierdie aand nie. Sal U ons vanuit U woord kom lei, sal U vir ons kom wys. En Here, sal U ook vir ons die duidelikheid kom gee, dat in en deur dit alles is daar oorwinning. Dankie Here vir die goedheid. Dankie Here vir die guns. Dankie Here dat ons dit alles by U voete kan kom neerlaat, want ons weet dat U alleen, Here Jesus, is die volëinder van elke liewe ding. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Kyk gou weer na daai woorde. Let op wat jy lees. As die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Nou ek weet nie wie van julle die oggendoordenkings luister nie. As julle dit luister, sou julle weet dat hierdie week onder al die predikante is nou my beurt. En ek het in die week, in my voorbereiding, juis oor hierdie gedeelte, het ek hom sommer gebring in 'n oggendoordenking, want daar is net so baie en die kosbaarheid van hierdie woorde wat ons hier moet raak sien. Geliefdes, iets wat elke mens na toe moet streef, is om uiteindelik klaar te maak dit wat ons begin het. Byvoorbeeld, daar staan 'n golfie in my garage wat in parte is. Saterdag gaan haal ek 'n deel van daai golf om weer aan mekaar te kry. Stuk, daai golf kan nie net in my motorhuis staan en vir ewig so lyk nie.
dit wat begin het, moet uiteindelik tot 'n volheid kom. Ons kom by die werk en ons begin 'n taak om uiteindelik dit klaar te maak om sukses te behaal. In ons lewens is ons besig om van een plek na 'n ander plek toe te beweeg. Ons is of besig om te groei of besig om agteruit te gaan. En een van die grootste dinge wat 'n mens nie in vasgevang wil word nie, is nederlaag. Ons wil vorentoe gaan. Ek wil aan die einde van hierdie jaar sterker af wees as wat ek hierdie jaar mee begin het. In elke liewe aspek. Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie. Ek wil aan die einde van 2026 'n beter pa vir my kinders wees as wat ek was 1 Januarie 2026. 'n Beter man vir my vrou. 'n Beter predikant vir die gemeente. Ek wil dingetjies in my lewe toevoeg wat my kan help om te groei. Maar nou met dit saam, wil geen mens aanhoudend deur vrees beheer word nie. Want deur sonde oorheers of ons wil nie deur vrees, ons wil nie deur vrees oorheers word nie. Geen mens wil deur sonde oorheers word nie. Ons wil nie deur moedeloosheid oorheers word nie, want uit en deur dit almal het ons almal een of ander smag na na oorwinning. Ons het 'n verlange na oorwinning. Ons wil alles oorwin. Elke taak wat ons aanvat, wil ons tog oorwin. En baie mense het 'n baie verkeerde wanpersepsie oor wat oorwinning eintlik beteken het. Wat dit beteken. Ons koppel dit maklik aan omstandighede. Ons dink dat oorwinning beteken as al my probleme sou verdwyn, dan het ek oorwinning. As die stryd ophou, dan het ek oorwinning. As pyn weggaan, dan het ek oorwinning. Of wanneer die moeilike tye, klaar is, dan het ek oorwinning. Ons dink baie keer in ons persoonlike lewens, as hierdie probleem net opgelos wil word, dan sal ek oorwinning hê. As ek net hierdie druk van my lewe kan wegkry, dan sal ek vrede hê. Maar die Bybel leer ons dat oorwinning baie dieper gaan as ons omstandighede. Want daar is mense wat alles het, regtig alles het, en tog innerlik verslaan leef. Daar is mense wat deur storms gaan, en deur daai storms gaan met blydskap. Die verskil lê nie in dit wat rondom ons gebeur nie. Geliefdes, die verskil lê in wie binne ons woon. Daarin kom die verskil. En dit is die hart van Pinkster. Die disippels was nie skielik ander mense omdat hulle meer goed bymekaar geskraap het nie. Hulle was sterker omdat hulle self nie opgewek het nie. Hulle het bloot nie meer kennis ontvang nie. Die verskil in die disippels in Handelinge 2 was die gees van God wat oor hulle gekom het. Die mense wat agter geslote deure gesit het, uit vrees vir die Jode, het skielik met vrymoedigheid die evangelie verkondig. Dink byvoorbeeld aan Petrus. Dis vir my een van die mooiste verhale of stories, lewensverhale is die van Petrus. Hy wat die Here Jesus verloon, wat bang was vir 'n diensmeisie. Hy wat ver weg die Here Jesus uiteindelik vervolg het, hom 3 maal verloon het, staan op Pinksterdag op, nadat die Heilige Gees hom vervul het, en 3000 mense kom tot bekering. 3000! Omdat hy oulik was? Nee, glad en al nie. Maar omdat die Gees van God oor hom gekom het. En dis presies waaroor Paulus hier in Romeine hoofstuk 8 skryf. Dat die oorwinnende lewe is nie 'n lewe van menslike prestasie nie. Glad en al nie. Dit is 'n lewe wat deur die Heilige Gees gedra word. En wanneer ons hierdie tema hoor,
die lewe in oorwinning, dan moet ons versigtig wees om dit nie verkeerd te verstaan nie. Want ek gaan nie 'n boodskap bring om vir u te sê dat alles gaan net maanskyn en rose wees nie. Daar gaan nie moeilike dae wees nie. Ek bring nie 'n boodskap vanaand om te sê dat as die Heilige Gees binne u woon, dat daar nooit meer trane sal wees nie. Of dat daar geen stryd of geen sonde of geen versoeking gaan wees nie. Die Bybel ontken nooit die bestaan van 'n stryd nie. Die tema beteken eerder dat ons vanuit Christus se oorwinning sal leef. Die Here Jesus het aan die kruis die sonde oorwin, die dood oorwin, hy het die Satan oorwin, hy het die stryd om redding te gee, het hy gewen. Maar nou is die vraag in ons gemoed, wat in ons gemoed moet bly, hoe word daardie oorwinning wat Jesus vir my en vir jou aan die kruis bewerk het, deel van my daaglikse lewe? Hoe beweeg dit, die kruisiging van die Here Jesus, hoe beweeg dit van 'n historiese gebeurtenis by Golgotha na 'n worsteling hier op 'n Woensdag aand? Hoe raak dit my wanneer ek bang is, wanneer ek moedeloos is, wanneer ek struikel? Geliefdes, die antwoord is eenvoudig deur die Heilige Gees. Dis die antwoord. Die Heilige Gees neem dit wat Christus verwerf het aan die kruis en hy maak dit 'n lewende werklikheid in die weergebore kind van God. Romeine hoofstuk 8 kom direk nadat Paulus in hoofstuk 7 die grootste worsteling van die mens beskryf het. Hy beskryf daar in Romeine hoofstuk 7 'n man wat weet om te doen wat reg is, maar nie die krag het om te doen dit wat hy moet nie. Hy sê daar in vers 19, die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En hier sien ons die tragedie, geliefdes, om dinge te doen in ons eie krag. Want let op die woorde, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Hier sien ons die tragedie van menslike krag. Want ons gaan probeer en ons gaan weer val. Die mens gaan beloof en die mens gaan weer struikel. Die mens gaan veg en weer die geveg verloor. En dan kom Romeine hoofstuk 8 soos 'n sonlig wat deur donker wolke skyn en hy sê in vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So nou kom hy in hoofstuk 8 en hy verskuif hierdie fokus van die mens se onvermoë na God se vermoë. Paulus praat in hierdie hoofstuk herhaaldelik oor die Heilige Gees en hy wys dat die oplossing vir die mens se hulpeloosheid nie wilskrag is nie, nie dissipline is nie, maar die oplossing is die inwonende Gees van God. Dis sê hy in vers 11, die Gees, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon. Geliefdes, hier wil hy hê dat die weergebore kind van God iets verstommends moet besef. En dit is dat die Gees wat die graf leeggemaak het, woon nou in jou. Ek gaan dit net weer sê, en ek wil hê u moet dit bedink. Die Gees wat die graf leeggemaak het, woon nou in jou. Die Gees wat die klip weggerol het, daai klip wat hulle verseël het en so mooi opgepas het, hy wat daai klip weggerol het, woon nou in my en jou. Dieselfde Gees wat lewe uit dood gebring het, leef binne die kind van God. Geliefde, die Heilige Gees is nie net bloot iemand wat na ons redding betrokke raak nie. Van die begin af tot die einde werk hy verlossing, die verlossing van die mens.
Dit begin wanneer hy die mens se hart kom aanspreek. Die Here Jesus sê in Johannes 16 dat die Gees die wêreld oortuig van sonde, want niemand word bloot gered omdat hy eendag besluit het om beter te leef nie. Niemand word eendag gered omdat hy een oggend wakker geword het en vir homself besluit het dat ek is nou 'n Christen nie. Dis nie hoe dit werk nie. Nog nooit so gewerk nie. Dis die Gees wat die mens se oë oopmaak, die verlore toestand laat sien. Dan bring die Gees nuwe lewe. Dis dat die Here Jesus sê vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy kan nie. Die Gees van God is nie net daar om vir ons raad te gee nie, hy is daar om vir ons lewe te gee, en dit stop nie daar nie, want wanneer die mens gered word, bly die Gees van God nie op 'n afstand nie, hy kom woon binne in die gelowige. En daarna begin hy hierdie werk van vernuwing. Hy begin stadig maar seker om harte te verander. Hy verander ons begeertes, ons denke. Hy kom verander ons karakter. En die doel van die Gees is nie net om die ou mens, om mense uit die wêreld te red nie. Dis om my en vir jou meer en meer soos Christus te laat lyk. Hoorie? Die werk van die Gees is om my en jou meer soos Christus te laat lyk. Meer soos Christus te laat dink. Meer soos Christus te wil praat. Meer soos Christus te wil doen. Baie van ons bid, Here, verander my situasie, terwyl die Gees eintlik besig is om jou te verander. En dikwels kom die grootste wonderwerk nie daarin dat die storm onmiddellik ophou nie, maar dat God 'n nuwe mens vorm binne in die storm. En die woord van die Here bevestig dit, regdeur. Ons kan net 'n paar verse aanhaal, as ons net dink aan Sagaria 4 vers 6, toe antwoord hy en sê vir my, dis die woord van die Here aan Serubabel, naamlik nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees, sê die Here van die leerskare. Die oorwinning van die Christense lewe is altyd 'n geesbewerkte oorwinning. Altyd. En daar kan mense wees, selfs hier vanaand, wat voel, hulle leef al lank in nederlaag. Ek bid hard, ek veg hard, ek probeer alles verander, maar ek raak moeg. Nou kom Romeine hoofstuk 8 en herinner ons daaraan, dat die vraag nie eerste is hoe sterk jy is nie. Die vraag vanaand is, hoe oorgegee is jy aan die Gees van God wat in jou woon, as hy in jou woon, as jy gered is. Oorwinning begin nie wanneer ons genoeg krag bymekaar maak om 'n situasie te hanteer nie. Oorwinning begin wanneer ons besef, ek hoef nie hierdie lewe alleen te leef nie. Ek hoef nie. Die Gees wat Jesus uit die graf opgewek het, woon in jou. En waar hy woon, bring hy lewe. En waar hy woon, bring hy verandering. En geliefdes, daar waar hy woon, bring hy oorwinning. Hy doen. Dis sien ons in die eerste gedagte. Lewe in oorwinning deur die inwonende teenwoordigheid van die Gees. Hy begin die vers, as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon. In julle woon. En wanneer Paulus hierdie woorde skryf, praat hy met mense wat klaar gered is.
hierdie gedeelte is nie geskryf vir die ongelowiges nie. Hy skryf nie aan mense wat op soek is na redding nie. Hy skryf na die kinders van God. Daarom gebruik hy hierdie einste woordjie woon. En is 'n baie belangrike woord. Paulus sê nie die Gees besoek die gelowige nie. Dis nie wat daar staan nie. Hy sê nie die Gees kom af en toe wanneer ons hom nodig het nie. Hy sê die Gees van God woon binne in die gelowige. Die oorspronklike woord dra die betekenis van 'n permanente inwoning, om 'n tuiste te maak, om vas te bly, om te vestig. Dit spreek van 'n voortdurende teenwoordigheid. En vir die Jood wat hierdie brief gelees het, sou dit 'n ongelooflike gedagte gewees het. Want in die Ou Testament het God se teenwoordigheid net sigbaar geword in die tabernakel en het later in die tempel gemanifesteer. Die allerheiligste was die plek waar God se heerlikheid op 'n besondere manier geopenbaar is, maar onder die nuwe verbond gebeur daar iets wonderliks. Die Here bly nie meer in 'n gebou van klip nie. God woon in sy kinders wat hy uit genade gered het. Dit beteken die weergebore kind van God dra die teenwoordigheid van God oral heen met hom saam. Dis soos die kragtigheid wanneer ek voel met my Leatherman. Ek kan enigiets doen as ek my Leatherman by my het. Ek kan letterlik enigiets doen. Ek het 'n kar oorgebou met 'n Leatherman. Ek het gesê dis onmoontlik. Die ou wat hom nou moet regmaak, dis sy probleem. Alles is nou rond, dit werk nou nie meer nie. En die klant is goed. En nou het ek my Leatherman verloor. Nou het ek nie meer 'n Leatherman nie. Hoekom doen ons dit met die Here? Hoekom besef ons nie dat hy is altyd by ons, altyd met ons, altyd hier binne ons? Wanneer ons by die huis sit, is hy daar. Wanneer jy deur versoeking gaan, is hy daar. Wanneer jy deur pyn gaan, is hy daar. Wanneer jy moeg en moedeloos raak, raai wat? Hy is daar. Die oorwinning van die kind van die Here begin nie by sy eie krag nie, dit begin met God se teenwoordigheid. En baie kinders van die Here leef asof hulle geestelike weeskinders is. Hulle leef asof hulle ver weg van die Here is. Hulle dink hulle moet alleenstaande bly teen sonde, alleen deur beproewinge gaan, alleen sterk wees, maar Paulus sê die Gees van God woon in jou. Dis 'n groot gedagte, geliefdes, wat ons die heeltyd moet deurdink. Die heeltyd moet bepeins. Want dit wys vir ons uiteindelik dat die bron van oorwinning lê nie in my en jou vermoë nie, maar in sy teenwoordigheid in my lewe. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie? Paulus herinner die gelowige daaraan dat sy liggaam 'n tempel van die Here is. Die Here Jesus sê, ja, ek het nou nie gesien nie. Ja. Die Here Jesus sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Jy sien, die gedagte dat ons saligheid kan verloor, is net die bewys dat my geloof daarop op werke gefokus is. Dis hoe ver ek aan die Here vashou, maar ons vergeet hoe hard hy aan ons vashou. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Tot wanneer? Tot in ewigheid. Paulus sê dat ons is verseël met die Heilige Gees tot die dag van ons verlossing. Die Here Jesus beloof nie bloot 'n hulp van 'n afstand nie. Hy beloof 'n inwonende teenwoordigheid. 'n Inwonende teenwoordigheid van God self. Efesiërs 3
vers 16 tot 19 sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woord, julle wat die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot die volheid van God. Dis 'n mondvol, maar is pragtig. Pragtig wat God deur sy gees binne ons kom bereik. Die gees werk binne die gelowige om hom te versterk. En met dit saam het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Die teenwoordigheid van die Gees bring krag vir die daaglikse lewe. En baie kinders van die Here leef in 'n voortdurende geestelike uitputting, omdat hulle probeer om alles te doen in hulle eie krag, wat God nooit bedoel het ons in ons eie krag moet doen nie. Ons wil self die sonde oorwin, ons wil self die vrees beheer, ons wil self sterk wees en self probeer vrede vind. En dan raak ons moedeloos, omdat ons uiteindelik ontdek hoe swak ons eintlik is. Was jy al daar? Ek was al baie daar. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer op 'n maandagoggend sê ek vir my vrou, ek dink ek wil die bediening bedank nie. Want ek sien nie vrug nie. Want ek weet nie wat ek kan doen nie. Want ek weet nie. Ek weet net nie meer nie. En dan kom bevestig die Here deur sy gees net iets anderste. En dit is dat dit gaan nie oor jou nie. Nog nooit oor jou gegaan nie. Dit gaan oor my. Die geliefdes, hier kan vanaand iemand wees wat voel, ek probeer al so lank verander, ek probeer al so lank hierdie stryd oorwin, ek probeer al so lank om sterker te wees. Romeine hoofstuk 8 herinner ons dat die oorwinnende lewe nie begin by ons eie menslike pogings nie, dit begin by my afhanklikheid teenoor die Here. Die Here het ons nie geroep om alleen te leef nie. Jy's nie gelaat met 'n stel opdragte en alleen uitgestuur nie. Hy het sy gees gegee om binne ons te woon. En wanneer die vyand jou herinner aan jou swakheid, herinner die gees jou aan God se teenwoordigheid. Die grootste behoefte van die kind van God is nie meer selfvertroue nie. Dit is 'n groter Godvertroue. En baie keer bid ons, Here gee my krag, terwyl die Here ons herinner, ek het klaar my gees aan jou gegee. Die geheim van die oorwinnende lewe is nie om harder te probeer nie. Die geheim van die oorwinnende lewe is om nader aan die Gees te leef wat reeds binne ons woon. Want daar waar die Gees woon, daar is lewe. Daar waar die Gees woon, daar is krag. Daar waar die Gees woon, geliefdes, daar begin oorwinning. Altyd deur. Altyd deur. Die tweede gedagte wat ons moet aanraak, is om te lewe in die oorwinning deur die voortdurende toepassing van verlossing. Hy sê in vers 11, hy wat Christus uit die dode opgewek het. So wanneer Paulus nou hierdie woorde skryf, dan vat hy die kind van die Here terug na die grootste gebeurtenis in die geskiedenis, en dit was die opstanding van die Here Jesus. Die opstanding was nie bloot 'n wonderwerk onder baie wonderwerke nie. Dit was God se openbare verklaring dat Jesus werklik oorwin het. Die kruis het vir baie, selfs in daai tyd, gelyk soos 'n nederlaag. Maar die opstanding het verklaar dat die sonde verslaan is. Dat die dood sy mag verloor het en dat die Satan se aansprake verbreek is. Maar Paulus noem die opstanding hier met 'n baie spesifieke doel. Hy praat nie bloot oor iets wat in die verlede gebeur het nie. Hy wys hoe die opstanding nou 'n werklikheid word in die lewe van die weergebore kind van God.
Want die vraag ontstaan dat as Christus reeds oorwin het, waarom sukkel gelowiges nog? Waarom is daar nog steeds versoekings? Waarom is daar nog stryd? Geliefdes, waarom is daar nog geestelike droogte? En die antwoord is omdat ons vandag nog, in sterflike liggame leef. Ons leef reeds as verloste mense, maar ons leef nog nie in die heerlikheid van ons verlossing nie. Sien, dis wat die Here eintlik met ons hier op aarde wil bereik. Hy wil ons hemel gereed maak. En daardie voorbeeld wat ons het van hemelgereedheid is die Here Jesus Christus. Dus moet ons baie mooi dink oor die dingetjies wat ons doen hier op aarde. Sal ons dit wat ons doen hier op aarde eendag doen in die hemel? Wandel in die lig, kinders van die Here. Wandel in die lig. Ons is gered, maar ons is steeds besig om geheilig te word. Ons behoort aan Christus, maar ons voer nog steeds 'n oorlog teen die vlees. Ons is nuwe skepings, maar dra steeds die swakheid van hierdie menslike natuur, en daarom het die weergebore kind van God voortdurend die werk van die Heilige Gees in ons lewens nodig. En nou wil ek net kwalifiseer dat die Gees voeg nie iets by Christus se voltooide werk nie. Hy neem wat Christus reeds verwerf het en pas dit voortdurend toe in my en jou lewe. Die Gees herinner die gelowige aan waarheid wanneer die vyand leuns hier in ons oor kom fluister. Die Gees versterk die gelowige wanneer sy eie krag opraak. Die Gees bring die werklikheid van Christus se oorwinning al hoe meer in alledaagse lewe. En dit beteken die Christen leef nie uit 'n eenmalige ervaring van die verlede nie. Hy leef in 'n voortdurende werk van God in die hede. Efesiërs 3 vers 16 sê dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met sy krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. So Paulus verstaan dat selfs die weergebore kind van God voortdurende versterking van die Gees nodig het. Elke liewe dag en elke liewe moment, wanneer daai taxi voor my indruk, het ek die Gees nodig om my te help om te kalmeer. Want my vlees wil ander dinge doen. Galasiërs 2 vers 20 sê, dat ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Geliefdes, die Christelike lewe is nie bloot om net beter te wees nie. Dit is om Christus se lewe wat deur Christus se lewe wat deur my lewe behoort te werk. En dan kry ons die baie mooi Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle wil om te werk, sowel as om te werk na sy welbehae. God werk voortdurend binne sy kinders hierdie wil om beter te wees, te streef na beter, om te gaan na oorwinning. En dan kom Hebreërs 12 vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Die een wat die werk begin het, is ook die een wat die werk dag vir dag in my en jou lewe behoort voor te sit. Kind van die Here, dit kan baie maklik wees om moedeloos te wees, wanneer ons geestelike groei onmiddellik verwag. En ons dink baie keer, dat ek is nou gered, waarom sukkel ek nog? Waarom moet ek steeds teen sekere dinge veg? Waarom voel ek nog so swak? Maar die Bybel leer ons, dat die weergebore lewe nie in 'n oomblik in 'n oombliklike voltooiing is nie, dis 'n voortdurende wandel. Ja, redding is 'n een keer afgehandelde saak, maar heiligmaking is 'n proses.
'n proses waar hy werk deur sy woord in en my en jou lewe. Wanneer hy werk deur beproewings, wanneer hy werk deur tugtiging, wanneer hy werk deur gebed. En soms werk hy stilweg op plekke wat ons nie altyd sien nie, maar ons moenie moedeloos word nie. Ons moenie na onsself kyk en dink dat ek behoort al verder te wees nie. Die Here werk baie keer stadiger as wat ons wil hê, omdat hy nie net gedrag verander nie, hy moet ons harte ook verander. En ons kan dink dat ons harte is okay, maar onthou, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Die Gees is besig om die voltooide werk van Christus al hoe meer en meer sigbaar te maak in ons lewens. Want verlossing is nie net iets wat met jou gebeur het nie, dit is iets waarvan die krag voortdurend in jou lewe werk. Die Christen leef nie op die herinnering van 'n ou ontmoeting van die Here nie. Hy leef in voortdurende afhanklikheid van die Gees. En geliefdes, ons kan baie keer getuig van hoe die Here my siel uit genade gered het. Geliefdes, ek vra, wat het die Here in die afgelope week vir jou gedoen? Wat het hy vandag vir jou gesê? Ek gee nie om of jy hom 20 jaar terug ontmoet het nie. Het jy hom vanoggend ontmoet? Het jy hom vandag ontmoet? Dis 'n lewe van voortdurende afhanklikheid van die Gees. Die Gees het ons nie net by ons geloofslewe nodig gehad nie. Ons het hom vandag nog nodig. Jy gaan hom môre nog nodig hê. En jy gaan hom nodig hê tot jy eendag volkome voor Christus sal staan. Die lewe in oorwinning beteken nie dat ons die stryd ontgroei nie. Dit beteken dat jy elke dag vanuit die voortdurende werk van die Heilige Gees sal leef. Leef u vandag daarin. Leef u, geliefdes, in dit wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het, meer as 2000 jaar terug. Leef u daarin. Die laaste ding wat ons moet raak sien, is om te lewe in oorwinning. In oorwinning deur die vernuwing van die Gees. Vers 11 sê hy, gaan hy nou verder, en ons gaan net 'n woordjie daar bysit, as jy die vers lees, as sal jy sien, dat dit werk so saam. Hy sal ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dink ons onmiddellik aan die toekomstige opstanding van die liggaam. Baie maklik om daaraan te dink. En Paulus kom sluit dit juis in, want daar kom 'n dag, wanneer die kinders van God letterlik opgewek sal word in die heerlikheid. Daar waar die dood nie sy finale woord sal hê nie, maar in die konteks van Romeine 8, wys dit ook op iets wat reeds nou begin gebeur. Paulus skryf in hierdie hoofstuk die huidige werk van die Gees in die lewe van die gelowige. Hy wys hoe die Gees nie net eendag lewe sal gee nie, maar hoe hy reeds nou besig is om lewe van wedergeboorte in 'n mens te kom skep en hoe dit 'n mens beïnvloed en verander. Hoe baie van u kan getuig dat ons het gedink ons leef voordat ons die Here ontmoet het? Ek weet ek is een van hulle. Ek het die beste lewe gehad. Maar toe ek die Here ontmoet het, daai nuwe lewe, dis 'n ander lewe. Dis 'n beter lewe. Die weergebore kind van God ontvang nuwe lewe by wedergeboorte. Maar die Here los ons nie daar nie. Hy los ons nie daar nie. Daar is nog steeds ou gewoontes wat afgeleer moet word. Daar is nog denke hier binne wat verander moet word. Daar is begeertes wat nog aan Christus onderwerp moet word. Daar is nog areas van die lewe wat aan die heerskappy van die Gees oorgegee moet word. En die Heilige Gees werk voortdurend om die lewe van die gelowige te vernuwe. Dis wat hy doen. En baie mense dink dat oorwinning beteken om sekere sondes eenvoudig net te vermy. Hulle dink die doel van die Christelike lewe is om op te hou met die verkeerde dinge doen. Maar die werk van die Gees gaan baie dieper as net dit.
Want die Gees van God wil nie net ons optredes verander nie, hy wil ons harte verander. Hy werk nie net aan die vrugte aan die buitekant nie, hy werk inteendeel met die wortels hier aan die binnekant. Die Gees verander die mens van buite af na binne toe. Voorheen het ons sekere dinge lief gehad en nou het jou hart begin verander en jy is nie meer lief vir daardie dinge nie. Voorheen het jy net vir jouself geleef en nou staan Christus al hoe meer sentraal in my lewe. Voorheen het sonde vir ons vreugde gegee, maar nou bring gehoorsaamheid aan die Here vir my daardie tipe vreugde. En met dit saam wil ek nou net kwalifiseer ook, dat dit beteken nie, die gelowige bereik 'n volmaaktheid hier op aarde nie. Maar wat dit wel beteken, geliefdes, is dat daar 'n voortdurende groei in my en jou lewe behoort te wees. Kind van die Here kan nie stagneer nie. Hy kan nie op 'n geestelike plek kom en dink, I made it, ek gaan hier bly vir 'n rukkie nie. Kind van die Here se geestelike lewe beweeg of vorentoe of agtertoe. Of vorentoe of agtertoe. Ware oorwinning is nie sonde wat ophou bestaan nie. Ware oorwinning is wanneer Christus al hoe meer sigbaar in my lewe word. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Gees van God werk deur die woord om die denke van die gelowige te verander. 2 Korintiërs 3 vers 18, die B-gedeelte, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Dis 'n verandering, 'n voortdurende proses. Efesiërs 2 vers 22 tot 24, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Vernuwe moet word. Dis wat heiligmaking uiteindelik is. Vernuwing. Dit is maklik om moedeloos te raak. Dit is maklik om moedeloos te raak, omdat daar nog areas van swakheid in my lewe te sien is. Dit is baie maklik om op 'n plek te kom waar ek wonder, waarom sukkel ek nog? Waarom voel dit asof ek stadig groei? Waarom is ek nog nie daar waar ek wil wees nie? Ons verwag baie keer dat geestelike groei onmiddellik moet wees. Maar die Here werk soos 'n landbouer en nie soos 'n fabriek nie. 'n Fabriek produseer baie vinnig. Maar 'n boer, hy saai. Hy wag. Hy sien hoe hierdie plant stadig maar seker opkom. En so werk die Gees van die Here baie keer in ons lewens. Soms sien ons nie eens waarmee hy besig is nie. En baie keer terwyl ons dink dat niks gebeur nie, is hy besig om die wortels dieper te maak sodat die vrug mooier kan wees. Terwyl ons dink daar is geen vordering nie, is hy besig om geduld te leer. Terwyl ons dink dat die Here stil is hy besig om ons karakter te vorm. En miskien kan jy vanaand na jou tekortkominge kyk, maar dit is belangrik dat ons ook so sal terugkyk. Terugkyk in erkenning vir dit wat die Here in die afgelope tyd in my lewe wel gedoen het. Daar moet dingetjies in my lewe wees wat vroeër onder my beheer was, wat nou net nie meer is nie. Dingetjies wat my hart begeer het op 'n stadium, wat nou net nie meer daar is nie. Dis soos toe ek gered geword het, het ek geen meer begeerte gehad om 'n blouwil te wees nie. In sonde is ek ontvang en gebore. Die Here het my 'n nuwe skepsel gemaak. Jy sien die verandering, jy gaan vorentoe. Daar moet dinge wees wat jy vroeër begeer het, wat nou anders voel. En dikwels sien ander mense die Gees se werk in ons nog voordat ons dit sien. Die Here red nie mense net om hulle uit die hel te hou nie.
Hy red mense om hulle meer en meer soos Christus te maak. En die doel van die Gees is nie bloot verbeterde gedrag nie. Die doel van die Gees is 'n Christusvorming. Die oorwinnende lewe is daarom nie 'n lewe waarin ek elke stryd onmiddellik kan wen nie. Dit is 'n lewe waarin die Gees my stadig, getrou en voortdurend verander. Want daar waar die Gees woon, daar bring hy nie net lewe nie, hy bring vernuwing. En waar daar vernuwing is, begin Christus al hoe meer sigbaar word in my lewe. Geliefdes, lewe in oorwinning is nie 'n oproep om harder te probeer nie. 'n Lewe van oorwinning is nie 'n lewe om sterker te word in onsself nie. Dis 'n uitnodiging om in afhanklikheid van die Heilige Gees te leef. Die Gees woon in die weergebore kind van God en hy neem die verlossing wat Christus vir ons aan die kruis bewerk het en hy pas dit daagliks in ons lewens toe. En dan hou hy nie daarop nie, hy vernuwe ons, hy verander ons, hy vorm ons al hoe meer tot die beeld van Christus. Daarom leef ons nie as mense wat op soek is na oorwinning nie. Ons leef as mense in wie God reeds werk. Die stryd is dalk nog daar, maar die proses is daarom aan die gang. Die Gees is steeds besig om sy werk te doen. En mag ons daarom nie op onsself vertrou nie, maar liewers te vertrou op die een wat binne in ons woon. Juis omdat ek hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Die Gees wat die werk begin het, is ook die Gees wat dit sal voltooi. En geliefdes, daarom kan ons leef in oorwinning. As ons al 5 boodskappe kan saamvat, as ons al 5 boodskappe net in een sentrale ding kan sit, in een boksie, wat Pinkster vir my en vir jou moet beteken in 2026, wat die Here vir ons kom wys het uit al 5 boodskappe, is dit eintlik eenvoudig, dat dit gaan nie oor my en oor jou nie. Dit gaan nie oor hoe sterk en hoe oulik en hoe mooi en alles wat ons al gedoen het nie. Dit gaan nie daaroor nie. Nog nooit daaroor gegaan nie. Dit gaan oor die kosbare voorreg, die genadedaad wat God aan ons bewys het deur om ons nie as wese agter te laat nie. En hy stuur vir ons sy Gees sodat ons alles, elke liewe aspek deur hom kan doen. Elke liewe aspek. Elke liewe aspek. En geliefdes, mag hierdie paar boodskappe wat ons so vinnig hanteer het, ons net weer dryf om te gaan soek wie die Gees van God is en die rol wat hy in my en jou lewe speel. Ons moet onder die beheer van die Heilige Gees leef, want ons einddoel moet wees om meer en meer aan Jesus se beeld gelykvormig te word. Sou een die straat afstap en met mense praat, sien hulle Jesus in jou. As jy 'n vertrek verlaat na 'n gesprek wat gevoer is hier, kan mense sê dat Jesus hier was. Ons moet uitstaan, soos Dominee Willie. Het julle al vir Dominee Willie gesien as hy gaan stap in die oggende? Hy is gesoet en getaai. Hy lyk anderste as die hele wêreld. Net so moet ons anderste wees en Jesus uitprojekteer in 'n lewe, in 'n wêreld wat dit so nodig het, deur die Gees wat ons daartoe in staat stel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie
dat ons vanuit u woord net weer kon herinner word dit wat u vir ons gedoen het. Ja, Here, dat u u seun gestuur het, sodat elkeen wat in u sou glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. Dankie vir daardie groot moment, want nou deur daai moment, Here, waar u seun laat opstaan het vanuit die dood, sien ons die werk van die Gees elke dag in ons lewens. En hoe kosbaar is dit nie vir ons om dit net te bedink nie. En ons weet, Here, dat ons het net die onderwerp, net die bokant van hierdie onderwerp hanteer, maar ons kom bid, Here, dat u waarlik die naprediker van die woord sal wees. Sal u Gees, Here, hier in ons harte werk, soos wat u gesê het, dat hy ons sal lei in die waarheid. En Here, sal ons uiteindelik kom op 'n plek, waar ons die Here Jesus al hoe meer en meer en meer en meer begin uitbeeld, gelykvormig word aan hom, gelykvormig aan sy denke, gelykvormig, Here, aan sy woorde, gelykvormig aan sy dade. Dankie, Here, vir hierdie Pinkstertyd. Want deur die Pinkstertyd, Here, het u dit vir elkeen moontlik gemaak. En Here, mag ons ook in hierdie tyd staan in die krag van die Gees, in 'n oorwinnende lewe. En dankie, Here, dat ons dit alles kan toevertrou, op grond van daai kosbare belofte, dat u wat die goeie werk in ons begin het. Ja, Here, u sê dat dit is u wat dit ook so sal voleindig. Here Jesus, vir u lieflike naam. Amen.